Here bestaan. Amen. Ja, amen. Broer en suster, ons is op 'n baie gevaarlike plek eintlik, die wêreld. Die wat so Google en al hierdie mooi goedjies doen. Die wêreld wil probeer bewys dat Christus nie bestaan nie. Het jy dit al gelees? Ja. So waar. Maar ek dank u vanmôre, ek het vanoggend weer besef en ek gaan dit weer einde vir u vertel vinnig hoe ek vanmôre weer besef dat die Here lewe. Hy antwoord en hy's nooit te laat. Baie geluk met jou en Suster Teresa, mag die Here julle seën vir die pad vorentoe. Ons het die maand begin met dankbaarheid. Ek wil net gou dit weer raak. Johnny het gepreek oor dankbaarheid die eerste Sondag van die maand. En dat ek en u moet dankbaar wees, broers, is 'n dankbaarheid. Die woord dankbaarheid is 'n klein woordjie, maar dit is 'n groot betekenis. As ons vandag iemand ons iets doen, dan wat sê ons? Dankie. En daar is 'n verskil tussen om dankie te sê en om dankbaarheid in jou hart te hê. Iemand wat dankbaar is, iemand wat 'n dankbaarheid het, tree net anders te op. Dit is net lekker, dit is net, jy sien die glimlag, jy sien as jy vir iemand iets gee ook dan, en hy is dankbaar vir wat hy gekry het. Iemand het gesê, dankie, dan voel jy ook nou nie so dankbaar nie, is dit nie so nie. En dan die tweede week het broer Dion met ons gepraat oor die senior burgers. Nou hier is vanoggend weer min senior burgers, maar ek dink dis van die belangrikste mense in die gemeente. Dit is van die belangrikste mense in die gemeenskap. Ja, amen. Dit is van die belangrikste mense in die wêreld, broer en suster, om dinge in stand te hou. Weet jy wat gebeur? Ek is dan nie so heel jonkie, maar ek is so jonk. Ons kom hier na vore en ons kry 'n geleentheid en daar kom 'n bietjie arrogansie by ons en daar kom 'n bietjie van beter wete. Praat ek die waarheid dan nie? Ja. En dan kom soeke baie dingetjies hierby wanneer jy jonk is en dan kom die senior burgers en hulle bring jou weer 'n bietjie terug en hulle vertel die waarheid. Is dit so? Ja, amen. En daarom kan ek en u nooit die senior burgers wegstoot nie. Ons het die grootste fout maak, broer en suster. Ek het al vir kinders geleer, ek het onlangs vir 'n jong man gesê, ek het gesê jy moet maar luister wat jou ma vir jou sê. Ja, wat sê? Jy weet nou, jy dink jy weet dit beter. En jy voel jy kan dit beter doen en jy dink jy kan dit vinniger doen, maar luister maar wat jou ma vir jou sê. Daarom wil ek vanmôre dankie sê vir die senior burgers. Amen. Broer en suster, hulle het die vorige trek wat nodig was. Ja. Waarin ek nie kon gebruik. Amen. Hulle het die grond voorberei, die harde korse, dat ek en u in die gemakswoon kan gaan. Wat gaan u vanmôre vir u kinders doen? U gaan die beste wat u kan. Is dit nie so nie? En ons kinders waardeer dit nie altyd nie. Maar daar kom 'n tyd wat ons weet, die senior burgers is so belangrik, dit is so 'n belangrike onderwerp wat ons sê vanmôre weer vir hulle dankie. Johnny het 'n moeilike ene aangevat om oor die leiers te praat. En ek dink baie kere word leiers geminag. Baie kere word leiers maar net geaanvaar. Dit moet so wees. En soos hy vanmôre genoem het, dat ons moet kan goed doen wat buite die perke is, wat gemeente voel, en mense daar buite in 'n sekulêre wêreld. As daar fout is by 'n werk, dan waar gaan hulle? Hulle gaan na die bestuur toe, hulle gaan na die leiers toe, en sê hier is die probleem, los dit vir ons op, ons weet nou nie wat om te doen nie. Daarom is dit so belangrik om vanmôre die leiers te waardeer, en wat 'n faset ook, en wat hulle ook al doen, en te probeer verstaan. Hulle maak ook foute, ek maak baie foute, dit is net so. Dit is net dat 'n mens ergens 'n verkeerde besluit maak. En daarom sê die woord van die Here, deur vele raadgewers kom 'n saak tot stand. As jy is 'n leier vanmôre dink jy kan alself besluit, jy kan dit doen, maar jy maak 'n fout. Amen. Ergens vorentoe, dan gaan jy weer terugkom na A toe, en dan gaan daar raadgewers wees wat 'n besluit maak, en dit is die sekulêre wêreld ook so. Ongelukkig sit hulle om so 'n groot tafel
En die hoofkoppe sit hierso en al die manne sit hier en die ou praat met daai ou en daai ou met die ou praat ek nie waar dit so nie. Amen. En op die einde van die dag vat hulle alles bymekaar en hulle sê okay, dit is hoe ons dit gaan doen. Amen. En dan loop daai besigheid op, dis op. Dis waar. Dan loop hy op al die silinders en die uitkom van die saad is 'n gesonde saad. Stem jy saam? Amen. En broers en susters, dan is nou vir my die taak vanmôre opgelê om te praat oor waardering tussen ons wat vanmôre hier sit. Ons almal, of jy nou 'n senior burger of 'n leier en of jy 'n sonnaarskoolkind is vanmôre of jy in die jeug is en net 'n gemeentelid, die waardering onder mekaar. Amen. En ek wil begin deur te sê ons almal is skuldig en as jy sê moenie vir my praat nie, dan sê ek is skuldig dat ons mekaar te min waardeer. Dis so waar. Ek dink nie hier is een persoon wat kan sê ek sit die regte waarde aan elke mens wat by my verbykom. Maar dit is so belangrik om die waarde van mense te kan besef. Dit is so om vanmôre te kan besef wat is hierdie ene werk, nie vir my nie tot my voordeel nie, maar die waarde waar hierdie persoon funksioneer en waar God hom gesit het. En of dit nou vanmôre in die kerk is, broer en suster, en of dit vanmôre by die werk is of waar ook al, moet ek en u leer om mekaar meer te waardeer. Amen. En op die pad sal dit vir ons beter en beter gaan. Ek persoonlik dink dit sal baie moeilik wees om ten volle iemand se waarde te kan besef. Dit gebeur in uitsonderlike gevalle wat jy waarlik die positiewe waarde van iets en iemand daarby voeg. Daar's altyd 'n tekort. Stem jy saam vanmôre? Amen. Nou wil ek graag begin om vir julle te sê dat jy kan nie die waarde van iemand besef as jy nie die woordjie waarde besef. Dis hy. Ek is in die ou motorbedryf, ek hou van dit verlang dit nou nie so aktief gedoen nie, maar ek restoreer ou motors. Is vir my lekker. My vrou het al in die begin na my toe gekom en sê nee, mos geld en wat moet jy met die ding doen en daai ding sal nooit loop nie en ek sê dit baie positief, dan glad nie negatief nie. En maar na 'n jaar of 3 of 4 of 10 wat sy met my getroud was, het sy gesê nee, jy kan my ou karre restoreer, dit werk. Want jy weet die dag as ons iets wil doen, dan verkoop ons die karre, kry jy 'n paar aanvul. En daar's altyd mense wat hom graag wil hê. Ek kan of jy sê daar onder staan so, die is 'n ou karretjie, dis so dat seentjie. Maar sy het dan gesê, kry nie die ding in die workshop, jy die showroom uit, hy pas hier in, ek sê, ek sal nog. Maar die mense wat daar inkom, hulle kom na die kar toe en hulle draai om die kar, waar kry jy hom? Wil jy hom nie verkoop nie? Die persoon wat die goedjies ken, het 'n waarde vir dit. As jy nie weet wat dit is nie, kan jy nie 'n waarde voeg tot die produk nie. Stem jy saam vanmôre? Daarom gaan ek dit vir u nou 'n paar keer sê, ek en u moet die waarde van die skepping wat God gemaak het, broer en suster, moet ons besef vanmôre. En as u nou nie hou van my looks nie, dan is dit nie 'n probleem. My hare is grys en so, kan ek sal doen en my ore is groot. Ek het nou vir broer Johnny gesê, ek sukkel om die ding oor te kry en my ore is groot. En iemand anders het weer 'n klein oortjie. Maar ek en u moet kom, broer en suster, wat ons mekaar gaan aanvaar soos ons is. En dit is 'n moeilike saak. Dit is 'n moeilike saak. Hoe jy lyk is nog maklik, maar die geaardheid van mekaar is die moeilikste. Amen. Stem jy saam? Ja. Kan ons 'n bietjie reg praat vandag? Amen. Ons doekies draai. Amen. Nou, as u vanmôre 'n wit klip optel en u kyk hom so en u besef nie dit is 'n diamant, wat gaan u met hom maak? U gaan hom weggooi. Ja, dis waar. Maar as u 'n diamantvel werk of naby in iets vanmôre alert, wat is alert? Is wakker, jy besef hier kan diamante wees. Dan gaan jy daardie klippie optel en jy gaan 'n waarde heg aan dit en jy gaan dit bewaar. Jy gaan dit in jou sak, diep in sy kyk dat jou sak nie 'n gat het nie, want hy het 'n waarde. Stem jy saam? Amen. Maar as jy nie die waarde van die wit klippie besef nie, dan gaan jy vir hom weggooi en dit gaan vir een van my waardeloos wees, maar eintlik het hy baie waarde. Ja. En ek dink op my pad het ek al baie mense
met minderwaardigheid hanteer wat baie waarde gehad. En my meting wat ek gedoen het, was verkeerd. Want in God se oë is alle mense waardevol. Amen. En in God se oë het elke mens 'n plek in hierdie wêreld, broer, suster. Daar is niemand, glo ek vanmôre, wat geskape is sonder dat God in sy grootheid daarvan weet. En dat hy dit toegelaat het. Maar die mense vermetelheid het gemaak. En ek wil vanmôre sê, my vermetelheid, u vermetelheid, ons vermetelheid het gemaak dat ons mense baie kere minderwaardig hanteer. Jy weet, wanneer ek by die dronkou in die straat kom, is die sonde het hom dalk 'n bietjie waardeloos gemaak. Maar as ek verby die sonde kyk, dan is die waarde in die mens homself. En wanneer ek so kan besef, dat wanneer u en ek vanmôre dalk met iets verkeerd besig is, kan ons almal mooi oplet, jong manne, asseblief. En ons kan die waarde besef, broer en suster, wat in elke mens gesit is, dan gaan ek beter oor myself voel. Want ek gaan besef dat die Here het my geskape vir 'n doel waar ek is. Amen. En dit is waarom dit so belangrik is, en nou praat ek met die leiers, dat in die kerk opset, dat almal tot sy waarde gebruik sal word. Wanneer jy in 'n besigheid is, dan het sekere mense sekere kwalifikasies om in sekere plekke gesit te word, om waarde by te voeg tot die besigheid, en so voel daardie persoon, wanneer hy iets vermag het, voel hy goed, want hy het waarde bygevoeg, en hy is van waarde vir sy besigheid. Amen. En ek glo so is dit ook in die gemeente. Jy kan dalk vanmôre na my kyk, ek kan na u kyk, en ons kan baie goedjies sê om mense minderwaardig te maak. Nie te laat voel, dat is 'n ander saak. Mense wat minderwaardig voel, dit is eintlik van die vyand af. Maar mense het die vermoë om ander mense minderwaardig te laat voel. Praat ek waar? Dis waar. En wanneer ek en u dit doen, moet ons besef dat ek en u is besig met dit wat God gemaak het. En dan doen jy eintlik niks aan die mens, maar jy is besig om vir God 'n boodskap te stuur. Dis waar. Broer en suster, en die Here is 'n vreeslike regverdige God. Ek weet daar's 'n winkel in Amerika, so op die TV gekyk, dan bring hulle goedjies soontoe. Dis nou so seels en goed wat ek dink, gooi dit weg. En 'n geweer en dan is daar iemand agter die toonbank wat ook nie lekker die waarde besef nie. Ek gaan ook by die waarde verby broer suster. Ek moet net kans, ek dink dit is baie belangrik. En dan kry hulle 'n expert in, iemand wat spesialiseer in dit. Dan kom die ou daar aan met sy tasie en dan kyk jy so, en in baie gevalle wou die ou dalk nou R10 gehad het vir die pen. En wanneer daardie persoon klaar daar is, dan kan jy R1000 kry vir hom. Hoekom? Want daardie persoon wat die waarde ken, het 'n waardebepaling gemaak. En vanmôre wil ek vir u sê, die persoon wat vanmôre die waarde op u sit, is wie? Pastoor Johnny. Jesus Christus. En ek wil vir u elkeen sê, u is vanmôre kosbaar in die oë en in die hand van God. En maak nie saak waar u bevind vanmôre. Maak nie saak waar u minderwaardig voel. Die Here vat dit en hy maak dit vanmôre meer. En wanneer ek in die begeerte is om te groei, dan word ons waarde net meer en meer. Stem jy saam vanmôre? Amen. Net 'n laaste enetjie nog oor die waarde. Onbekend is onbemin. Dis so waar.
Ek en Johnny het 'n gesprek gehad een aand in die bid hierdie oor evaluering. En ek kan dit maar sê, toe sê ek vir hom, Johnny, ek kan jou nie evalueer nie, want ek ken jou nie. Ek gaan iemand evalueer op dit wat ek gehoor het, dit wat ek miskien weet 'n bietjie, maar jy moet iemand ken en vanmôre waarde aan iemand te sit. Sê jy saam vanmôre. En daarom kind van die Here wil ek vir u aanmoedig. En is dit so belangrik dat ons die 24ste by mekaar kuier. Amen. Ja, om met mekaar bietjie te leer ken. Wie is jy eintlik? Amen. Kan jy ook lekker lag? Kan jy ook dit doen? Kan jy ook so? En dalk die ander persoon se hart verstaan. Wat is die seer daar wat die optrede maak hier? En wanneer ons dit het, broers en susters, dan begin ek die waarde van 'n persoon besef en kan ek waarde meer vanmôre optree. Dan wil ek by voor 'n tweede fase gaan en ek wil met u praat oor God se plan met die mens. Hoe sien God die waarde tussen u en my en wat moet ek vanmôre doen en wat het hy vir ons gegee? Ons gaan na Filippense 2 vers 2. Ek gaan nou sommer af op my skrifte môre die mekaar. Filippense 2 vers 2 tot 4 sê die skrif duidelik dat ek en u moet eensgesind wees. Amen. Weet jy vanmôre hoe is dit as jy eensgesind is? Broers en susters, dat ek en u vanmôre in een span sal werk. Jy weet hoe ek nog op die plaas wat het ons met perde gewerk en ons het geploeg en dan sit die twee perde agter mekaar en wanneer die voorste ene trek met die agterste een optrek. Ja. As die voorste ene trek en die agterste een staan stil, dan gebeur daar niks. En dis ook andersom. So wanneer ek en u vanmôre kan eensgesind kan kom. Wanneer ek en u vanmôre in dieselfde juk kan trek. Wanneer ek en u vanmôre dieselfde doel daarvoor het, dan besef ons die waarde vanmôre van mekaar. Dan besef ons vanmôre, wat is dit om in een gesindheid te kan wees? Wanneer daar dalk 'n verskil kom, dan sal ons dit met 'n gesindheid vanmôre van 'n Christelike gesindheid hanteer en sê, okay, kom ons doen dit is die weg waar ons moet gaan. So laat ons vanmôre sal eensgesind word. Kolossense, laat ons ook mekaar met innerlike ontferming hanteer. Nou, hoe is vanmôre ontferming? Jy weet, broer en suster, my kind is vir die naweek op 'n kamp en ek kyk vir hulle self op die foon. Wat doen julle nou? Waar is julle nou? Ja. Mamma, dit het gebeur. Een het my gegooi met 'n sjokolade, ek het 'n blou kol op my kop hier voor. En dit is so seer. Ek sê vir hulle self, dis nie seer daai nie. Dit gaan maar oor wat daar gebeur het. Maar daar is 'n ontferming van 'n moeder en 'n vader. Waar is my kind vanmôre? Ja, stem jy saam? Dis wel. Broer en suster, die Here wil vanmôre hê en hy sê in Kolossense, hy sê dat ek en u 'n innerlike ontferming oor mekaar het. Waar is vanmôre hierdie broer? Waar is vanmôre hierdie suster? Waar is hierdie ene vanmôre? Hoekom sien ons daai ene so min? Dit is 'n ontferming, broer en suster, oor waar is die ander ene? Hoe gaan dit vanmôre met die ander ene? Ja. Laat Kolossense sê ook dat ons aangenaam vir mekaar sal wees. Het jy al gesien as jy by 'n plek kom en jy word lekker ontvang, die deur word oopgemaak. Hey, ek is bly jy's hierso. Kom sit in, drink koffie, maak so. Broer en suster, dis aangenaam om daardie persoon te ontvang. Dis aangenaam om ook in daai huis in te gaan. En dit maak vanmôre 'n verskil. Amen. Dis in u en my vanmôre om mekaar aangenaam te aanvaar en te ontvang, wanneer ons ook in die huis van die Here inkom. 1 Petrus 3 vers 8, dat ons ook die broederlike liefde sal hê vanmôre onder mekaar. En ek dink dit is vanmôre 'n groot uitdaging om mekaar lief te hê, soos die woord van die Here graag dit vir ons graag wil hê. Dis so waar. Broers, is dat broederlike liefde
is vanmôre een van die sterkste eienskappe wat in God se woord staan. U ken 1 Korintiërs 13 baie goed. En hy haal aan met baie dinge. Hy sê, al het jy vanmôre die tale, al kan jy profeteer, al kan jy wat doen, maar as jy nie vanmôre die liefde het nie, dan het jy maar net 'n klinkende sambaal geword. Dan is jy vanmôre, dan het jy 'n tekort vanmôre aan dit wat nodig is vanmôre om mekaar werklik te waardeer. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem van 2 manne wat baie na aan mekaar gestaan het, en ek dink dit is een van die lekkerste gevoelens wat jy het, as jy 'n maat het, wat saam met jou staan. Ek praat altyd oor my weermagdae. Ek het daar gesit met 2 vriende, maar Jooste was een wat uitgestaan het, dat dit is moeilike tye. Maar omdat jy daardie persoon langs jou het, voel jy sien kans om deur te gaan. En broer, suster, ek en jy het vanmôre nodig om iemand te hê wat ons hand vat. Iemand wat vanmôre vir my en vir jou onvoorwaardelik sal waardeer vir wat jy is. Daar is te veel ander kant van die sy. Daar is te veel ander goed wat ek en jy moet hoor en sien. In kerkgebied het ek deur die jare gehoor, die een het my nie gegroet nie, die een het nie dit nie, die een het nie geso nie, die een, en baie kere is dit seker die waarheid, baie kere nie, broer en suster, maar dit is so belangrik om vanmôre iemand in jou sy te hê, en ek praat nie van man en vrou nie, ja, dit is ook belangrik, maar iemand spesiaal wat jy die pad mee kan loop. En 2 mense is die verhouding of die ooreenkoms tussen Dawid en Jonathan. Jy weet dat Dawid word gesalf as koning. Saul jaag hom op die berge. Jonathan is die seun van Saul. Jonathan moes eintlik volgens die boeke die koning geword het. Maar Dawid word in sy plek koning. Ek en die kan vanmôre sê, dit is baie onregverdig. Maar God het besluit dat Dawid gaan koning word en nie Jonathan. Jonathan, broer en suster, beskerm Dawid se lewe met sy alles wat hy het. Hy stel homself in die gevaar by sy eie pa om vir Dawid te beskerm. Die woord van die Here sê, hulle siele het verkleef geraak aan mekaar. En dit is vanmôre die toppunt, wil ek sê, van waarde besef van iemand anders. En broer en suster, hulle het deurgegaan sodat Dawid, terwyl Saul hom doodgemaak het en hy die pyle geskiet het, en gesê, my pa, is nie lekker met jou nie, jy moet maar gaan. Maar Jonathan sy siel was verkleef van Dawid. Mag ek en u vanmôre kom op 'n plekkie wat ons alles gee om die waarde te besef van die volgende persoon, waar ek en u beweeg. Wanneer ek iemand sien en u vanmôre dalk in die winkel staan en die persoon lyk dalk nie soos ek en u nie, die persoon ryk dalk nie soos ek en u nie, broers en susters, besef die waarde wat daar die mens het. Besef vanmôre die waarde van elke ene, ook in hierdie gemeente. Ek wil afsluit, maar is vanmôre dit wat God vir u en vir my gee. Dat is die waarde van hulle vanmôre sal besef. As ek en u vanmôre nog so kwaad praat, en as ons vanmôre dalk nog nie wag vir ons mond gesit het nie, broer en suster, dan dink ek is 'n tyd dat ons so baie mooi moet dink wanneer ons iets spreek wat van waardeloosheid is. Wanneer ek woorde spreek wat nie krag dra nie. Wanneer ek woorde spreek wat vanmôre iemand se waardigheid aantas. Jy weet, ek het baie male gehoor
wanneer jy by die begrafnis staan, dan sê die mense, ek mis nou daardie ene. En dan sit te laat. Dan het jy die geleentheid gehad. Kom ons besef vanmôre die waarde van mekaar. Kom ons waardeer mekaar. Al voel jy nie altyd so nie, maar dat ons waarlik gesê, Here, help my, dat ek die waarde en die dankbaarheid sal besef van hulle wat saam met ons die Here kan dien. Nou wat vir my wonderlik is, ek staan gister in die winkel en dis al vrou vir penne gaan ons koop of nie, is 'n pyser dien, 'n pyser en hy het ek kan uitveer daar, grootte. Kry potlood net so kleintjie, maar hy het 'n grootte vir 'n rede. Kan hom uitdraai, as jy op is kan hom nog uitdraai en jy kan hom vervang. En ons dink toe eers by die 30, maar ek sê van nee, ek vat 22 penne, pysers, ekskuus. Ek sit vanoggend hier, ek tel, ek sien ons is 21 mense. Ek dink maar, Here, hoe kan nou, Here is awesome, bro. God lewe. Nie deur dit wat ek doen, maar God lewe. En ek dink maar daar is 'n kleintjie op daar. Hoekom sal ek haar wil uittel vanmôre? Hier's 22 mense vanmôre. En hier's 22 penne. Pysers. En ek wil vir julle elkeen vanmôre een gee. En jy druk hom so, dan kom hy uit daar sien. En ek wil jy moet vanoggend daar waar jy sit, jy kan die Bybel vat of jy kan die hand vat. Ons is ook mense wat hou van manifestasies. En jy moet vanmôre daar skrywe waar jy voel jy is benadeel dat jy nie gewaardeer was. En dit is so. Ons almal voel op 'n stadium ek word nie gewaardeer. Is dit nie so? En dan moet jy ook skrywe onder dit waar jy ander met minderwaardigheid behandel het. En die gees van die Here, broer en suster, is awesome. Hy sal vir jou dadelik sê. En jy gaan vergeet, jy gaan die pen huis toe vat, so jy kan môre skryf, jy kan oormôre, jy kan volgende week ook nog skryf. En dan skryf jy daar in die Bybel of jy skryf op jou hand of enige plek waar jy mense met minderwaardigheid behandel. En dan vat jy die uitveer en dan draai jy hom uit en dan vier jy dit uit. Dan vier jy vanmôre al hierdie met wat die mense met jou gedoen het, vier jy uit. En ons vergeet dit. En jy vier ook uit daar waar jy verkeerd gemaak het. En laat die vyand jou nie heeltyd oordeel waar jy fout gemaak het. En jy skryf onder aan en jy sê, nou kom ons met my nuwe begin. Jy skryf sommer 'n nuwe begin. Yes. En van vanoggend af, van vandag af, gaan ek en u daaraan werk om mense met waarde te hanteer. En waar jy waardeloos hanteer word, dat jy sê, Here, u is die ene wat met judge word. U is die ene wat sê ek is waardevol. Dat is help vir ons uitdeel. Stem jy saam vanmôre, broers en susters? En as jy voel vanmôre, daar kom baie tyd. As jy voel vanmôre dat jy wil iemand met saam met jou bid, dan kom jy vorentoe. En dan gaan persoon Johnny vir julle bid. Laat ons vanmôre 'n nuwe begin hê en dat ons weer waarde aan mense, broers en susters sal wag vanmôre. Ek kom vir Franco, is hy nog hier? Manifesteer sommer net daar, sister. Manifesteer net daar. Ek vat sommer my hand. Kom ons sluit ons oë, ons wees met onsself besig. Kom ons begin met die gemeente vanoggend. Kom ons begin met die mense wat hier om jou sit. Dat jy kan sien. En dan kan jy verder gaan. Die mense daar buite jou familie. Daar wat jy werk.
Ja. Klaas kan net uitvee. Die Here was alles weg. Soos ek net ons gebed om afsluit. Dankie Here, dis môre kan saam wees. Dankie vir hierdie maand wat U met ons gepraat het oor dankbaarheid en waardering. Dankie vir môre vir U woord. Ek wil bid vir elkeen wat vanmôre hier is. Elkeen is 'n ander met krag. Elkeen vanmôre by die hand sal neem. Here, dat U vanmôre waar enige minderwaardigheid sal wegwas vanmôre. Dat U in die plek daarvan sal sit, is waarde vanmôre. Help ons elkeen, dat ons die waarde vir mekaar sal besef. Here, dat ons vanmôre sal waarde toevoeg tot elkeen se lewe. Dankie vir die geleentheid, dankie vir U goedheid, U guns en U grootheid, dat ons vanmôre so bewus is, dat U beheer is van ons lewe. Ons gee al die lof en al die eer en die aanbidding in Jesus se wonderlike naam. Amen.